Spurgeon het gesê, hy het 4 gewoontes by Christene ontdek, wat as hulle ongehinderd gelaat word, dit ons van die Here se seën beroof. En ons het Vrydag gekyk na die eerste 2, die verwaarlosing van jou tyd in die oggend in gebed, en nommer 2 was ontevredenheid in plaas van danksegging. Vandag wil ons na die 3de en die 4de saak kyk, en die 3de, skryf Spurgeon, is om die dinge van hierdie wêreld bo die dinge van God te stel. Jesus se duidelike opdrag was, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Dit staan in Matteus 6 vers 33. En dis nie maar net te voorstel nie. Dis 'n goddelike opdrag. Dit wys nie net wat ons moet doen nie, want dit gaan ook die gesindheid van jou hart bepaal. Daarom behoort die eerste oomblikke van die dag te gaan na Christus en sy koninkryk. Dit moet 'n geloofsdaad wees. Hoe moet dit nie die Here bedroef as sy kinders wat met die skatte van die hemel toevertrou is, die skaduwees van hierdie wêreld najag nie? Wat is al hierdie dinge wat vir ons bygevoeg sal word? Die dinge wat Christus beloof is die seëninge wat vloei uit 'n hart wat in pas is met sy wil. Daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Die versekering van sy teenwoordigheid. Dit is dinge wat nie deur wêreldse middele gekoop of verdien kan word nie. Maar weet jy, die Here gee dit verniet vir hulle wat eers die koninkryk van God soek. Daarom wil ek jou uitdaag, neem gerus vooropname. Wat is die eerste dinge waarmee jy jou dag begin? Om verkeerd te begin beteken dat jy ook verkeerd gaan eindig. As ons vasgevang raak in die dinge van hierdie wêreld, my volprogram, dit wat ek op my gedagtes het, dan loop ons die risiko om onvrugbaar te raak. Dan soos 'n tuin wat oortrek is met plante, maar dis net onkruid, terwyl die kosbaarste vrugte van geloof aan verwaarlosing oorgelaat word. Laat Christus jou eerste vreugde in die oggend wees. Psalm 73 vers 25 skrywe, daar is niks in die hemel of op die aarde, wat vir my meer beteken as U nie. So, dink jy Christus is nog jou eerste liefde? Daar die eerste begeerte van jou hart, vir wie jy alles gaan verkoop het om hom na te volg, daar die groot skat, wat ons diepste begeertes bevredig. Laat ons nie wees soos hulle wat wakker word en dadelik vasgevang is, in die eindelose sirkels van 'n gejaag na wind nie. Rig jou hart in die geloof op Christus. Soek hom eers en al die ander dinge sal in plek val. Maar die 4de gesindheid, skrywe Spurgeon, het te maak met onvergewensgesindheid. En daarmee bedoel ek, om saam met jou die swaar bagasie te dra van onreg wat jou aangedoen is. Wie toelaat dat hierdie gesindheid met jou saamgaan, bedroef die Heilige Gees. Jy moet onthou, uit die hart kom elke ander saak. Dit vertroebel elke gedagte. Elke saak wat ek vandag gaan aanpak, elke verhouding waarin ek staan, dit word vergiftig deur onvergewensgesindheid. As die lewensbron vergiftig geraak het, gaan al die ander dinge ook besmet raak. Hoe kan 'n hart wat met bitterheid vuil is, enigiets anders as 'n besmette offer bring? Vergifnis is gelukkig nie net 'n besluit nie. Dit is 'n genade wat uit die wese van God kom. Ons bedroef daarom die werk van die Here in ons as ons doelbewus wil vashou aan wat ander verkeerd gedoen het. Die Here het ons geleer om te vergewe, selfs toe hulle hom aan die kruis gespyker het. In Markus 11 vers 25 beveel die Here Jesus ons, wanneer julle staan om te bid, julle het iets teen iemand, vergewe hom. Dan sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook julle oortredinge vergewe. Dis 'n duidelike opdrag, daar's geen ruimte vir uitsondering nie. Hoe dikwels wonder ons, hoekom ons gebede dalk onbeantwoord bly? Kom ons vra onsself af, is daar enige onvergewensgesindheid? Is daar iemand wat ek nie wil groet nie? Is daar iemand wat ek nie wil sien nie? Is daar iemand wat ek nodig het om vry te laat van die skuld van hulle oortreding? Wanneer te vergewe, vind ons dat ons die een is wat bevry word. Ons is die een wat herstel word in daardie intieme verhouding met ons Vader. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons oë wil oopmaak vir dit wat ons vreugde in U wil kom steel. Amen.